Here, ons wil vir U kom dankie sê. Here, ons besef dat dit wat ons sopas gesing het, is nie altyd waar nie. Ons lewens lig nie elke dag ons hande op en praat oor U liefde wat vir ons bewys is nie. Here, so maklik, so vinnig raak ons vasgedraai in die redreis, raak ons vasgedraai in frustrasies en teleurstellings van die goed wat ons lees in die nuus en die goed wat gebeur op hoë vlak in ons land en op grondvlak in ons dorp, Here, dat ons so kwaad word, dat ons vergeet wie ons is, wat ons het, dat ons U het, dat U ons lief het. Here, dankie vir die reën gisterand, vir die lafenis wat dit gebring het. Here, ek wil vra dat U deur U woord nou lafenis sal bring vir ons siel. Kom Here en spreek. Ons luister graag. Amen. Ek was 'n late bloomer as dit by liefde kom. Ek het so 'n bietjie laat agtergekom dat girls bestaan. Later is die res van die mense in waar ek vandaan kom. En as ek reg onthou, dink ek my eerste Valentynsbriefie het ek gedink om van 'n geheime bewonderaar af, om later, seker amper 'n jaar later uit te vind, is my sussie wat my jammer gekry het. En toe my, in elk geval. En, maar toe ek 'n kind was, het jy sulke klein wit blompotjies gekry, met so klein gaatjie, en so kort rosie in, met sulke fake materiaal, cheap, ek wou amper sê kitsch cheap, maar net nou het jy een gister gekry vir Valentyns en dan, in elk geval, die soort wat jy op Temu kry, in elk geval. En dan het hy hierdie 1 of 2 rosies ingehaat in hierdie klein gaatjie, dan staan daar, love is special, love is kind, love is, soms sulke klomp love is lyntjies. En dan het jy nou dit vir een of ander girl gegee by die skool, of dit in die kantoor gehaal, en dan is dit deur die leiers afgelaai by die klasse, al hierdie geheime bewonderaar storieetjies, en doen die skole dit nog, Willis, op Valentynsdag, hierdie aflewerings in die klas, en jy's 'n goeie hoof. In elk geval, my brein. So, vanoggend het ek gedink, omdat gister nou Valentynsdag was, en ons besig is met hierdie deurlees van die Nuwe Testament, 1 hoofstuk op 'n weeksdag, en ons het hierdie week Lukas 7 tot 11 gelees. Kom ons kyk bietjie hoe definieer God liefde uit hierdie gedeeltes wat ons gelees het in hierdie week. Wat is liefde? Hoe lyk dit? En voordat ons, as jy jou Bybel saamgebring het, kan jy blaai na Lukas 7 toe. Ek gaan net so hier en daar vat aan dit, maar ek gaan Lukas 7 tot 11 net so vinnig scan vanoggend vir ons, maar terwyl ons Bybels nader trek, verklaar ons, dat ek verklaar nou, dat hierdie is my Bybel. En hierdie kan jy daar agter op 'n boekrak kry, en jy kan dit voor in jou Bybel plak, of dis in 'n boekmerkvorm, en elke keer voor jy Bybel lees, kan jy dit vir jouself verklaar, en vir die Here sê, dat jy wil iets by hom leer. Hierdie is my Bybel, dis die onfeilbare woord van God, dis die swaard van God se Heilige Gees. Dis deur God geïnspireer, al is dit deur mense geskryf, om my te onderrig, om my verkeerdhede te weerlê, om my reg te wys en by my die regte leefstyl te kweek. Met ander woorde, die Bybel is daar om verandering in ons lewe te bring, om ons beter te maak. Dit is wat God gebruik om my as sy kind voor te berei vir my roeping, om my ten volle toe te rus vir elke goeie ding wat hy wil hê ek vir hom moet doen. Wanneer ek dit lees, is ek oop en ek is ontvanklik, bereid om my leefstyl aan te pas by wat God leer, eerder as om by die wêreld aan te pas. En dan hierdie uitnodiging, hierdie verklaring, spreek God, ek luister. Nou, as ons hierdie hoofstukke lees, Lukas 7 tot 11, dan sien ons, en ek gaan dit nou vir jou wys, dat Jesus se woord, Jesus se liefde, word geopenbaar in woorde en in dade. Dis die manier wat hy praat, dis die manier wat hy optree, maar hoekom doen dit? Wat is hierdie motivering? Paulus praat van die liefde van God dring my. Ons gaan later dit lees as ons by daai hoofstukke kom van Paulus, maar wat is dit wat agter Jesus, wat motiveer sy optrede elke dag?
Want ek en jy moet onthou, Jesus leef elke dag met die wete in sy agterkop. Elke dag, elke oomblik as hy opstaan, elke mens wat hy aanraak, elke mens wat hy sien, veral die wat sonde doen, herinner hom aan wat wag vir hom. Hy weet die kruis wag vir hom. Hy het dit van die begin af geweet. Die Here het nie so 2 dae voor die kruisiging vir hom gesê, hoorie, so by the way, dis hoe jy gaan doodgaan nie. Jesus het dit geweet van die begin af. So hoekom doen hy wat hy doen? Hoekom sê hy wat hy sê? Want dis gebore uit 'n diep liefde vir God en om God se koninkryk te sien kom. Jesus se eerste woorde, die eerste preek wat hy gepreek het, die eerste woorde uit sy mond wat 'n preek was, het gesê, bekeer jou want die koninkryk van God het naby gekom. Dit wat God in die hemel wil hê, dit moet op die aarde gebeur. Hy sê dit vir ons in die modelgebed wat hy doen. So hier, ons gaan ek so vinnig saam met jou blaai deur Lukas 7 tot 11 en ek wil vir jou sê, jene, hierdie Lukas is 'n lang asem. Ek dink Lukas is 'n skuilnaam vir 'n vrou wat geskryf het. Dink julle nie, Frans? Skus, ek speel maar net. Ek het of dis 'n skuilnaam vir Johan, want my vrou slok sê ek praat sonder ophou. In elk geval, so Lukas skryf hierdie lang hoofstukke en die rede hoekom Lukas so lank skryf is Lukas was 'n dokter en hy het navorsing gedoen en hy wou seker maak dat hy nie die detail mis nie. So Lukas kom en hy skryf goed wat ons nie noodwendig in al die ander evangelies kry nie, want hy wil seker maak dat ons soveel as moontlik weet van wie Jesus is, wat hy gedoen het, wat hy gesê het. In Lukas 7 begin dit met hierdie gedeelte van die geloof van 'n Romeinse offisier. Nou ek wil vir jou sê, die Jode het die Romeine gehaat. Die Romeinse offisiere spesifiek het hulle glad nie van gehou nie. Want die Romeinse offisiere in Jesus se tyd het die reg gehad as hy met sy pak loop, al sy wapens en sy slaapgoed en al daai, jy weet daai in die weermag, toe ek in die weermag was, jou rugsak het geweeg hier rondom 30 kg as al die toerusting in hom is. Nee, ek weet nie wat dit hulle goed geweeg nie, en in elk geval, maar 'n Romeinse offisier kon vir 'n Jood gesê het, vat my pak en dra hom. Maar hulle mag het net gedoen het vir 1 myl, min of meer, 1,6 kilometer, daarom, so daai afstand. Jesus sê op 'n stadium, sê hy, wat is liefde? Hy sê, as iemand vir jou vra om sy pak te dra vir 1 myl en jy sê, ek sal hom dra vir 2. Nee? So dis hoe hulle gevoel het oor die Romeinse offisiere. Hulle het nie van die Romeinse offisiere gehou nie, want 'n Romeinse offisier kon met 'n Jood gemaak het net wat hy wil, hy kon hom geklap het, hy kon hom geslaan het, hy kon hom geskop het, en die Jode het net geen verweer gehad nie, want hy's 'n Romeinse offisier en klaar, dis hoe dit is. Maar Jesus kom en 'n Romeinse offisier vra Jesus se hulp en Jesus help. Dis liefde. Liefde is om te sê, al is jy my vyand, al onderdruk jy God se kinders, al is julle as Romeine verantwoordelik vir die dood van 1000 Jode, ek sal gesond maak wie jy gesond moet maak. Lukas 7 vers 11. Jesus wek 'n weduwee se enigste seun, steunpilaar op in Jesus se tyd weer eens. Ek wil vir jou die agtergrond van elke stukkie vertel sodat jy verstaan die impak van wat Jesus doen. In die Bybelse tyd mag vrouens nie gewerk het nie. Hulle mag saam met hulle mans gewerk het, maar hulle mag nie alleen gewerk het nie. Hulle mag nie besighede besit het nie. Dis hoe dit was. 'n Vrou was aan haar man verbind en sy het slegs betekenis gehad omdat daar 'n man in haar lewe was. En as haar man dood is, het haar seun sy plek gevat. En hy moes vir sy ma sorg en dan het die ma saam met haar seun gewerk. Sy het nie die pa se belange oorgevat nie. So vir 'n vrou om 'n weduwee te wees in die Bybelse tyd was verskriklik sleg. Hoe leef jy? Waarvan leef jy? Hoe betaal jy jou dag tot dag uitgawes? So Jesus sien hierdie begrafnisprosesie, Wesani of Legal Aid of Afpop wat hier verbykom, en hy sien hierdie saak verbykom en hy sê, oop, hier's moeilikheid. Dis 'n weduwee en haar seun is dood. Hoe gaan sy leef? Hoe gaan sy oorleef? En hy stop hierdie hele begrafnisprosesie en hy sê, oor die slegte nuus vir Wesani, slegte nuus vir Legal Aid, slegte nuus vir Afpop of wie ook al die begrafnisondernemer was op daai dag, hierdie ou gaan leef, julle gaan die geld moet teruggee. Jesus wek hom op, nou is die begrafnis gekanselleer. Is dit nie amazing nie?
Maar die amazing ding is Jesus besef, en sy liefde is so groot, wat so uitstrek na hierdie vrou toe, dat hy besef, maar sy gaan vir die res van haar lewe, moet ergens langs die pad staan en bedel, of iemand in haar familie, of as haar man se broer geleef het, sal sy hom moet gaan in die oë kyk en sê, asseblief vat my as 'n tweede of 'n derde vrou, sorg vir my, al laat jy my daar by die stoof slaap, asseblief, ontferm jou net oor my, sodat ek kos het om te eet. Jesus sien hierdie saak, en hy ontferm hom. Johannes 7 vers 18, Jesus sy voorganger Johannes is in die tronk opgesluit, want hy het 'n paar mense kwaad gemaak, en hy het hom uitgespreek teen die koning van die omgewing, en hy het gesê, luister, die koning het sy broer se vrou gevat, en saam met haar geslaap, en hy het vir hom gesê, luister, dis oorspel, en so aan, toe sê die koning, wel, dan sluit ek jou toe, jy praat nie so oor my nie, en hy is toegesluit, en Johannes is in die tronk, en hy hoor wat Jesus alles doen, en hy stuur mense om te hoor, is Jesus actually Jesus, want hier sit ek in die tronk, en ek het vertel van Jesus, maar ek moet in die tronk bly hiervoor, ek wil hom net weet, dit was die moeite werd om in die tronk te wees, en Jesus stuur daai mense terug, en hy sê, vertel vir Johannes wat julle sien, en wat julle hoor. Jesus se woorde, Jesus se dade, is genoeg om te getuig van sy liefde, van dit wat hy gedoen het. In Lukas 7 vers 29, toe hulle dit hoor, het al die mense, ook die tollenaars, saamgestem, dat God se plan reg was, want hulle is deur Johannes gedoop. Die tollenaars in Jesus se tyd, het was Jode, wat by tolhekke gewerk het, en hulle moes vir die Romeinse owerheid, moes hulle x aantal tolhek fooie gee. Maar anders as hier, waar die tolhek fooie op 'n groot bord is, en jy moet dit betaal, en net dit betaal, in die Bybelse tyd, was die tolfooi R5 om hierdie pad te gebruik, of R50 om hierdie pad te gebruik, maar solank jy vir die Romeinse owerheid R50 gee, kan jy dit maak meer as wat jy kan dit meer maak. Net wat jy wil. So tollenaars was nie baie geliefd nie, want hulle het bedrog gepleeg. Hulle het gevra net wat hulle wil, hulle het ander Jode uitgebuit en geld gesteel, sodat hulle self kon verryk. So selfs die oneerlikes, die aan wie Jesus liefde gewys het en gesê het, luister, ek vergewe jou, Jesus het 'n insident met 'n tollenaar gehad, wat hy self in sy huis gaan eet het. Jesus kom en hy sê, julle wat verstoot is, julle wat deur die gemeenskap verwerp is, ek sal vir jou liefde gee. Lukas 7 vers 36 vertel die storie van 'n straatvrou. Straatvrou, julle weet waarvan ek praat, hier's kinders, ek hoef nou nie te sê wat is, jy weet wat dit is. En met daai geld, wat sy bymekaar gemaak het, kom gooi sy olie oor Jesus se voete. En Jesus sê nie, sies, jy's onrein, was my voete onmiddellik. Jesus doen nie daai nie. Die mense veroordeel haar vir die geld wat sy mors aan hierdie olie wat sy oor Jesus se voete uitgooi, want dit was baie, baie duur. Dit was gelykstaande aan hulle bereken aan 'n jaar se lone. Daai een houertjie, 'n jaar se salaris. En Jesus verdedig haar en hy sê, sy sien raak, dat ek hier is, dat ek lewe, dat ek nie verlang nog gaan lewe nie. Sy weet dit, en daarom kom sy. En sy sal vir my. En Jesus kyk na 'n vrou wat moes planne maak sodat sy kon kos hê en leef, want waarskynlik was haar man dood of een of ander saak, en dit was die enigste manier wat sy kon eet. En Jesus kom en hy sê, in plaas van om haar te veroordeel, sien raak wat sy doen. Lukas 8, Jesus het vroue disippels. Goodness gracious people. Lukas 8, ek wil nou nie enigiets sê nie, maar ek gaan nou iets sê. Want ek is jammer. Die waarheid spreek, liefde spreek die waarheid in liefde. Daar was onlangs 'n kerk in die nuus, wat gesê het dat vrouens mag nie meer wees as diakens nie. Mag nie ouderlinge wees nie, mag nie op die leierskap dien van 'n kerk nie, en mag beslis nie preek nie. Jesus het vroue disippels gehad. Jesus het vrouens dieselfde geag as die 12 mense wat die naaste aan hom geleef het. Die Bybel wys vir ons dat mans is nie hier en vrouens is hier nie.
Van Genesis 1 af, waar God die mens maak, kom die Here en hy sê, ek maak vir die mens 'n gelyke, 'n helper. Nie 'n minderwaardige nie, 'n gelyke. En Jesus kom en hy leef in 'n tyd waar vrouens letterlik 2 tree agter hulle mans geloop het. Hulle moes die groceries dra, hulle moes die kinders versorg en hulle snotneusies afvee. En 'n vrou was niks en niemand. 'n Man kon sy vrou geskei het vir enige rede. 'n Vrou kon haar man geskei het vir geen rede. Al het hy haar geslaan, al het hy haar mishandel, al het hy haar laat buite slaap, sy was getroud tot die dood onskei. En dit het nie beteken sy mag hom vermoor nie. Vrouens was dit. En Jesus kom en hy sê, ek sal meer doen as net om met vrouens in die openbaar te praat. Ek sal hulle verhef tot my disippels. Lukas 8 vers 26. Jesus kom en daar's 'n man wat soveel bose geeste in hom het dat hulle praat van legio, nie Lego nie. Jy al agterkom, dis een van die seerste goed op aarde. Wie het al op Lego getrap, 'n Lego blokkie? Daar's iets seerder as dit, ek beloof jou. Een keer het ek saam met my pa gaan jag. En die boer wie se plaas dit was, 'n vrou het blomrangskikkings gedoen. En wat noem 'n mens hierdie groot blare vol dorings? Is dit truksvye? Help my uit, is dit? Nou as hulle droog word, dan lyk dit soos 'n, ek weet nie, soos 'n web van draadjies met hierdie fyn doringkies. En ons gaan, en ons moet in die veld hierdie truksvyblare gaan optel, want hierdie tannie wil dit gebruik in die dorp vir haar blomrangskikkings. En ons pak hierdie saak agterop hierdie trekker se wa. En Johan dink hy's amazing, en hy gaan sit op die rand van die trekker se wa, nee? En al hierdie blare is hier agter my. Nou wat doen 'n trekker as hy wegtrek? Hy het so ruk beweging, nee, so. En ek val met my boutjies binne in daai blaartjies. En ek skree natuurlik blou moord, want is erger as om te kraam. Dis hoekom mans verkoue kry. Sodat ons weet hoe voel dit om te kraam. In elk geval, en toe ek by die plaashuis kom, natuurlik tot my groot embarrassment, word my broek uitgetrek en hulle vat 'n tweezer en een vir een word doringkies uitgepluk. So dis erger as Lego, né? Dis nie so erg soos die bom nie. Die bom was erger, daai sousie. Nou, hierdie man het nie op Lego getrap nie, hy het legio, 'n legioen, baie demone in hom. En Jesus is een en hy's alleen. En almal was bang vir hierdie man. Niemand wou aan hom vat nie, niemand wou met hom geassosieer word nie. En Jesus kom en hy jaag al daai goed weg, om te wys dat Jesus se krag is groot. En Jesus se liefde is groter. Hy gaan my en jou nie oorlaat aan hierdie magdom goed wat my en jou probeer oorweldig nie. Lukas 8 vers 40. Vertel van die storie van die vrou wat aan Jesus se soem geraak het en wat jare en jare lank aan bloedvloeiing gelei het en as gevolg daarvan onrein was en nie kon aanbid nie en haar man kon nie aan haar vat nie en sy kon nie rondom mense wees nie en Jesus, sy raak aan Jesus se soem van sy kleed en in plaas van hom haar daarvoor te straf, sê hy vir haar, jou geloof het jou genees en dan kom hy en dan sê hy, maar dat krag uit my uitgegaan, ek het gevoel, iemand vat aan my en daai woord krag is dynamis. Dis waar ons naam vandaan kry. En met dit het Jesus gekom en kom wys, maar ek gee om vir vrouens, selfs al vat hulle 'n kans. Nee? Dan genees hy iemand se kind. En so kan ek aangaan en aangaan en aangaan. Dwars deur al hierdie hoofstukke. Ek kan vir jou wys hoe Jesus lief het. Maar Jesus kom ook en hy preek en hy praat en in hierdie hoofstukke van Lukas 9, 7 tot 11 kry ons so 'n verkorting van die lang preek wat Jesus het in Matteus 5 tot 7. En Jesus kom en hy sê, maar liefde is om jou vyand lief te hê. Om die ander wang te draai as iemand jou slaan. Liefde is dit, liefde is dat. Liefde is om 'n hoër standaard te hê. Ek is
Ek en Shamaine is so lank saam, soos wat ons saam is, suiwer deur die Here se genade. Ek sê dit eerlik. Onlangs het een van Christine se vriendinne by ons kom kuier, en sy hoor hierdie saak so, en sy vra hoe lank is ons getroud, en whatever, en sy sê vir Christine, jy moet dan 'n verskriklike hoë standaard hê vir 'n man, vir 'n huwelik. Want haar vriendin leef in 'n huis waar dit nie die waarheid is nie, waar pa en ma nie meer saam is nie. En sy sê, maar kyk hier, en ek en jy het hierdie God wat ons lief het, en wat kom, en hy kom aarde toe, en hy stuur sy seun, en sy seun wys vir my deur woorde, dat, wat is liefde? Wat is sy liefde vir ons? Sy liefde vir ons is so groot, dat hy nie wil hê ons moet siek wees nie, hy wil ons genees, hy wil nie hê mense in ons lewe moet doodgaan nie, en selfs al gaan hulle dood, dan sê hy, ek sal hulle vir ewig laat leef by my in die hemel, en jy kan die eendag weer sien, en selfs as jy siek is, dan sê hy, ek is by jou, en ek sal jou help, en ek sal jou dra, en selfs as jy ver van iemand wat jy lief het, en al gaan iemand wat jy lief het deur 'n moeilike tyd, of jy gaan deur 'n moeilike tyd, as gevolg van iemand wat jy lief het, wat ook al dit is wat aangaan in jou lewe, kom die Here en hy sê, ek wys vir jou my liefde, lees my woord, gaan lees hierdie hoofstukke wat ons gelees het hierdie week, gaan sien hoe Jesus hand uitsteek, en hy gee nie om of jy Jood of nie Jood is nie, hy gee nie om of jy man of vrou is nie, hy gee nie om of jy hom lief het of hom nie lief het nie, hy gee nie om of jy self so vol van die duiwels is, dat die mense jou afskryf nie, God gee sy liefde vir jou. Dis liefde. En ek en jy kyk dit mis. Ons sien dit nie raak nie. Ek is so bly ek is nie die Here nie. So ruk terug toe reën het verskriklik. Toe klaar ons, toe sê ons vir die Here asseblief stuur die reën Kaap toe. Toe stuur die Here die reën Kaap toe. En toe vra ons vir die Here, bring dit terug asseblief. Die arme Here. Want ons is net nooit tevrede nie. Hy moet al hierdie goed hoor wat ons sê. Ek sit die ander dag saam met iemand en sy sê vir my, ek is 'n sukkelaar. Ek sukkel my hele lewe lang. Ek kyk haar so, ek sê vir haar, jy het 'n werk. Jy het kos, jy het klere. Jy het 'n gesin, jy het mense wat jou lief het. Verduidelik vir my die definisie van sukkel. Jy is besig om God te beledig. Die Here voorsien vir jou elke dag. En jy noem jouself 'n sukkelaar, want jy kyk na mense met meer as jy. Jy besef nie die grootheid van hulle probleme of hulle verantwoordelikhede. Jy kyk net en jy sien, jy het minder as, en nou is jy 'n sukkelaar. Toe sê ek vir haar, vertel ek vir haar waar Sanien slaap die boemelaars. Toe sê ek vir haar, as jy in die aand wonder of jy 'n sukkelaar is, gaan ry so 'n bietjie rond met daai kar wat jy het, wat brandstof in het, wat nie stikkend is nie. Gaan ry met daai kar rond, en gaan kyk hoe lê die mense op die sypaadjies, en dan sê jy vir die Here, jy's 'n sukkelaar. Sien ek en jy, ons lees hierdie hoofstukke, en ons ontdek al hierdie goed oor Jesus, en wie hy was, en wat hy gedoen het. Maar ek hoop dat in die afgelope week, en vanoggend spesifiek, wat ek dit vir jou uitwys, en ek kan aanhou, sien jy, dat God het jou eindeloos lief. En ek weet, jy kyk in die spieël, en jy sien al die goed wat mense oor jou gespreek het in jou lewe. Jy sien, jy's nie so mooi soos nie, jy's nie so maar soos nie, jy't nie soos die of soos daai nie. Jy's besig om blessed te word, of jou ore lyk soos Radio 5 skottels, of wat ook al, of ek het daarom hierdie week, iemand wat nie 'n bril opgehad het nie, het gesê, ek lyk soos Tom Hanks. Dit was 'n goeie oomblik vir my. Ek sit opskryf. Hulle het wel, ekskuus ek jok, ek het dit vertaal, hulle het nie dit gesê nie. Die direkte woorde was, ek lyk soos Forrest Gump. Maar ek het dit nie gehoor nie, ek het gehoor Tom Hanks. Ek hoor Tom Hanks. Ek hoor nie Forrest Gump. Laugh is like a box of chocolate. Ek hoor nie dit.
Ek hoor Tom Hanks. Die Here is lief vir my, ek lyk soos Tom Hanks. Nee. Maar sien al hierdie goed wat ek jou vanoggend van vertel het, van wat Jesus gedoen het, hoe hy omgegee het, hoe hy uitgereik het na vyande toe, hoe hy vrouens geuplift het, hoe hy, al hierdie goed wat hy gedoen het, hoe hy vir 'n weduwee haar kind teruggegee het, al hierdie goed is Jesus se liefde vir ons, maar hoe lyk dit anders? Wat is die liefde wat God van my en jou verwag? Hoe moet my en jou liefde lyk en klink? Jesus gee die antwoord, en ek jok, dit was nie eens nie in Matteus, nie eens in Lukas. Sorry, ons is besig met Lukas, ek hoop ek het daai reg gedoen, daar's 'n spelfoutjie. Lukas 10 vers 37 behoort te sê, yes, dit is reg. Nee, Lukas 10 vers 37, gaan nou en doen dieselfde. Gaan nou en doen dieselfde. Daai ou by die werk wat jou irriteer, maak vir hom koffie. Nee, moenie daarin spoeg nie. Maak net koffie. OK. Daai vrou wat van jou skinder, vat haar vir koffie en betaal daarvoor. Moenie vat haar vir koffie en dan loop jy badkamer toe, dan gaan jy jou kar toe en dan sê vir die waiter, sy betaal, en dan jy calamari en steaks geëet. Nie, liefde is nie so nie. Daai mense wat se velkleur anders as joune is, wat jou soms 'n bietjie irriteer. Daai persoon wat sleg ruik of sleg lyk. Daai persoon wat minder het as. Jesus kom en hy gee om. En hy verwag dat ek en jy dieselfde sal doen. So wat sê Jesus liefde is? Liefde is om soos Jesus te wees. Dis wat liefde is. Want sien, ons het nou het ons 'n lied gesing. Ons het gesing God is liefde. Dit staan in 1 Johannes 4 vers 8 en ek dink 12 en 16. 1 Johannes 4 staan dit. En Johannes kom, wat Jesus se liefling disipel was, wat die naaste geleef het aan Jesus, en hy kom en hy sê, waar het ek liefde geleer? Ek het liefde geleer aan die voete van Jesus. Dis waar ek liefde geleer het. Hy is liefde. Hy doen nie liefde nie. Hy spreek nie liefde nie. Hy is liefde. Jy het al iemand gesien wat soveel knoffel geëet het, nee, dat jy ruik dit. En ek praat nie van as hy sy mond oopmaak nie. Hulle eet soveel knoffel dat hulle knoffel sweet. Het jy al iemand gesien wat knoffel sweet? Ek het. Dis nie nice nie. Veral nie as jy saam met hulle in 'n kar ry vir 3 ure nie. Dis regtig, jy gee vir hulle hols aan, jy gee vir hulle die ouderend aan, hulle sweet, jy sit daai aircon op full blast, jy maak vensters oop, dit is net nie lekker nie. Jesus kom en hy sê, jy moet liefde sweet. Op skool was, ek was absoluut terrible met rugby. So terrible, ek is die enigste een in my skoolse geskiedenis wat 'n own goal gedoen het. Ek het 3 gaan druk aan die verkeerde kant van die veld, my kant van die veld, en ek kon nie verstaan hoekom niemand my tackle. Maar dit was my enigste tree in my lewe en ek trots daarop, al was dit by die verkeerde lyn, maar die ander helfte van die game was dit die regte lyn, so dit tel vir my. Maar my coach het voor elke game gesê, as jy na huis toe gaan, as jy jou tolk skoon maak, as jy jou broek by jou ma kry wat het gewas is, as jy seker maak, jou trui is reg en jou kouse is reg, as jy aantrek, as jy gaan slaap, dan sit jy dit langs jou bed, jy sit jou trui onder jou kussing, jy moet rugby eet en slaap en bloei, want Saterdag, as ons nie die game wen nie, dan wen ons die fight. Skus, dit was my coach speech, ek weet nie wat jou coach, wel is dit wat jy vir die kinders sê, is nie die game. Niemand wil is, man, so boring wees. Jesus kom en hy sê liefde, ons moet dit praat en leef. Maar ek sien dit nie. Ek sien dit nie by my nie. Ek sien dit nie by my as ek agter 'n stadige taxi ry nie. Ek sien dit nie by my as die persoon voor my bietjie stadig is in die ry by Spar of Checkers en nie hulle goedjies uithaal nie, of daai tannie wat haar goedjies op die til neersit en dan onthou sy het iets vergeet en dan sê sy, ag ekskuus seun, en dan gaan loop sy nog 'n draai
En dan gaan haal sy nog 2 goedjies en dan kom sy terug en dan bring sy 'n pampoen terug sonder 'n prys op. Dan soms, en ek sê dit tot my eie skande, want een van die dae sit ek, soms dink ek dan moet 'n ouderdomsbeperking wees op 'n bestuurslisensie. Is dit nie vieslik nie? Wat die goed wat in ons gedagtes aangaan, die goed wat ons spreek, wat nie getuig van liefde nie, wat nie liefde is nie, wat nie liefde doen nie, wat nie liefde spreek nie. Ons spreek oordeel, ons spreek negativiteit, ons veroordeel mense wat ons nie eens ken nie. Ons het opinies oor almal, oor die politieke party wat hy voorstaan, of oor die dit of oor die dat, ons spreek nie, ons oordeel nie. Die Here kom en hy sê oordeel behoort aan hom, maar ons spreek oordeel, ons gooi. Ons maak onsself judge and jury, elke dag. Ons sê vir ons kinders, met wie kan hulle maatjies wees en met wie nie. Wie is goed genoeg en wie is nie goed genoeg nie. God is liefde. God leef liefde. Hy spreek liefde, hy doen liefde, elke dag. En wat verwag hy van my en jou? Gaan en doen dieselfde. Amen. Here God, U definieer liefde met die woord agape. Agape is volmaakte liefde, dis die liefde van 1 Korintiërs 13. Dis die liefde wat U vir ons het. Here, dis menslike onbereikbare liefde, maar tog stel U dit as die standaard. U sê die liefde wat U het, is die liefde wat ons na moet strewe. 'n Liefde wat sal sterf ter wille van ander, wat nie nice is met ons nie. Here, ek wil bely, dat ek nie altyd liefde is nie, dat ek nie altyd liefde spreek nie, dat ek nie altyd liefde dink nie, en dat ek beslis nie altyd liefde doen nie. Here, vergewe my. Here Jesus, dankie vir die voorbeeld, dat U in elke woord, elke aksie, waar U geloop het, waar U geslaap het, waar U geleef het, waar U gewerk het, wat U geëet het, saam met wie U geëet het, met wie U gepraat het, aan wie U gevat het, aan wat U gevat het, alles wat U gedoen het, spreek van liefde. Vir verlore mense, soos ek. Dankie dat U in die laaste oomblikke U arm wyd oopgemaak het, arms wyd oopgemaak het en gesê het, so lief het ek jou. Dankie dat U my, U Valentyn maak, dat U in Johannes 3 vers 16 verklaar dat U my so lief het, dat U U seun gegee het, sodat ek vir ewig kan lewe. Ek ontvang daardie liefde. Ek ontvang die vergifnis van sonde. Dankie dat ek U kind kan wees, mag ek soos U kind leef. Mag ek die liefde van Jesus leef en dink en praat, en waar ek dit nie doen nie, vergewe my. Help ons almal daarmee, Here, en daarom wil ek nou bid, Here, ek het nie die krag of die gawe van genesing nie. Here, maar ek wil bid vir hulle wat siek is. Op enige manier siek is, fisies of geestelik of emosioneel, verstandelik, Here, wil U hulle aanraak. Wil U verlos vir hierdie wêreld of verlos uit hierdie wêreld, wat ook al U keuse is in elke geval. Here, die wat hier sit, of wat nie hier sit nie, as gevolg van die feit dat hulle nie die geld het om hier te kan sit, of eers die brandstof te kan betaal om hier uit te kom nie. Here, wil U met hulle wees. Wil U voorsien, wil U help, en waar ons agterkom dat daar sulke mense om ons is, wil U ons dring tot liefde, en hande oopmaak om te help, Here. Here, daar in ons lewens waar ons die waarheid en liefde moet spreek, teenoor hulle wat verkeerd doen of verkeerd leef, mag ons dit doen want U het dit gedoen, Here. Want liefde maak mekaar beter. Here God, en nou wil ons kom en dankie sê vir U liefde vir ons, deur uit liefde vir U te gee wat U toekom, wat U sin is,
U sê dit in die woord in Maleagi 3, dat U vir ons 100% gee en 10% terugvra. As dankie, as offer. Ons kom gee dit, Here, uit liefde en uit dankbaarheid, en in gehoorsaamheid en in afhanklikheid. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en jou offergawes, en nou ontvang die seën van die Here. Die Here kom, en hy spreek oor jou uit sy woord uit seën, nie straf nie. Die Here kom en hy sê, al dink jy strafbaar en verdien dit, kom die Here en hy sê, ek wys vir jou my liefde. So ek spreek oor jou, mag die Here se woord die lamp wees vir jou voet en die lig vir jou pad, nie die woorde van mense nie. Mag jy in God se woord ontdek dat die Here sal vir jou goed wees en die Here sal vir jou sorg, soos hy elke dag gedoen het tot hier. Die Here sien jou raak, hy gee vir jou sy liefde. Die Here sal jou goedgesind wees en hy sal vir jou voorspoed gee, anders as wat die wêreld gee. Dat die Here jou so lief het, dat hy hom aan jou verbind, hom aan jou vasmaak, want hy is jou volmaakte Vader, en jy is sy kind, en hy sal jou elke dag seën. Amen.